Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? So vriende, asseblief, as jy jou Bybel hier het, kom ons gaan terug na Lukas 24 toe. Iemand vra vir my die week, wanneer maak jy klaar met Lukas? Toe sê ek, wanneer ek klaar is met Lukas. Ek is nog nie klaar nie. Toe ek eendag so vinnig deur 'n Bybelboek preek in my gemeente jare terug, toe ek eendag hier by die kerk kom te bid, toe vra die Here vir my, Raymond Lombard, waarmee is jy besig? En ek sê vir die Here, wat bedoel jy? Ek preek die woord. Toe sê, waarheen jaag jy? En toe besef ek net, jy kan nie met God se woord jaag nie. Dit bring jou tot stilstand, en die Here wil met jou praat. So tussen hakies, ek het nou so gelag toe ek in die saal voordat ek hier kom. Toe vra iemand vir my, ek hoor jy skryf aan 'n nuwe boek. Ek sê nee, ek het klaar gemaak gister met my nuwe boek. Ek het 'n boek geskryf, kan jy nie 1 minuut saam met my waak nie. En dit gaan baie spesifiek oor jou verhouding en gebed met God, om Christene te help en kinders van die Here, om met die Here baie persoonlike verhouding te hê. En so ek het klaar gemaak, en nou sê hy vir my, so pas so, wanneer gaan jy klaar maak met die boek wat jy mee besig is? Ek sê, ek het gister klaar, hy sê, ek dog as jy nou lank skryf, dan gaan jy ons nog lank in die ronde wees. En toe sê ek, nee, moenie bekommerd wees nie, as nog 2 ander boeke waarmee ek besig is. Toe sê ek vir hom, ek sê, wat, ek sal baie stadig aan hulle skryf, dat my werk nie te gou klaar is nie. Vriende, ek lees in vers 46 en 47, en hy sê vir hulle, dis nou Lukas 24, né? Vers 46, 47. So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Mag die Here sy woord seën vandag. Ek het verlede week met jou gepraat oor die woorde en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, beginnende in Jerusalem tot aan die uiterste van die aarde. En ek het spesifiek nie met jou oor hierdie woordjie gepraat, die woordjie en bekering. So ek wil net vir 'n oomblik net daaroor nadink, dat die dag toe ons Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, nadat hy gekruisig was, sy bloed gestort het, en 3 dae later opgestaan het uit die dood uit, daardie selfde dag, toe hy die dood uit opgestaan het, daai aand, die eerste dag van die week, was 'n Sondag, daai aand van die eerste dag van die week, toe verskyn hy aan al die disippels wat in die bofortrek by mekaar was, plus die Emmausgangers wat daar was, en nog 'n paar vriende, wat almal saam was. En sy boodskap, sy eerste boodskap aan hulle is, so is dit geskrywe, die Christus moes ly, dis wat my gebeur het, maar op die 3de dag sal ek uit die dood uit opstaan, dit is wat gebeur het, maar nou moet daar, en dis wat julle moet doen, ek kan dit nie doen nie, julle moet dit doen, bekering en vergewing van sondes, moet in my naam verkondig word oor die hele wêreld. Ek bedoel, dis tog die rede waarom hy gekruisig is. Ek bedoel, waarom het die Seun van God gesterf aan 'n kruis?
dat iets niets in die skepping gebeur. Daar's mos 'n rede. Die rede waarom die Seun van God 'n mens geword het, verwerp, gekruisig is en gesterf het en opgestaan het uit die dode, is sodat hy die mensdom se verlosser kan wees. Dat hy vergifnis van sondes aan mense kan skenk. Dat mense gered kan word, dat mense die ewige lewe kan ontvang, dat mense kan hemel toe gaan. Dis die rede. Hy het sy bloed kom stort. En die boodskap is, die Christus het gekom, die Christus het gelei, die Christus is gekruisig, die Christus is begrawe, die Christus het uit die doodheid opgestaan. En nou skenk hy aan almal wat in hom glo, vergifnis van hulle sondes. Maar om tot daai punt te kom, tot vergifnis van sondes, is jy moet jou bekeer. En so hier's die woordjie. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. So hier is die vraag. Wat is 'n skriftuurlike bekering? Ek weet van baie mense wat elke jaar hulle van baie dinge bekeer. Veral as dit Desember raak. Dit is so. Want dan sê hulle met die draai van die jaar, in die nuwe jaar gaan ek my lewe bietjie verander, ek gaan so bietjie regtrek. Ek gaan nie meer so baie drink nie. Of ek gaan nie meer rook nie, of ek gaan nie meer dit doen nie, of ek gaan nie meer dat doen nie. Ek gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. Ek gaan nou, as goed is wat ek nie meer wil doen nie. Ek verander my lewe. Of ek gaan nie meer dit doen nie. Dan dink hulle het hulle nou bekeer. Dis nie bekering nie. Wat is 'n Bybelse bekering? Weet jy wat is 'n waaragtige Bybelse bekering? Ek bedoel, sê Jesus dan nie in Lukas 13 vers 3, as julle nie bekeer nie, gaan julle almal net so omkom. Daar het mos 'n toring van Siloam omgeval, 18 mense is dood. En die mense kom by Jesus, Here, dis verskriklik, as 18 mense dood. En Jesus sê nie, ek is jammer om dit te hoor nie, natuurlik is dit slegte nuus. Maar Jesus sê, as julle nie bekeer nie, gaan julle almal net so omkom. Aan die ander woorde, sy eerste gedagte was hulle bekeerd? Sy gedagte was hulle gereed om die ewigheid in te gaan? Want hy sê, onmiddellik, sy woorde was, as julle nie bekeer nie. Ander woorde, het hulle reg gemaak vir die ewigheid? Is hulle gereed om die ewigheid in te gaan? So hier is my vraag. Wat is 'n werklike Bybelse bekering? Hoekom ek dit vra is? Dankie Here vir die reën, hè? Ek is baie dankbaar. So was julle karre skoon, right? Maak julle tuine nat, reg? Daar's water in die damme, prys die Here. So ons kla nie oor die reën nie, is dankbaar. Die ewige lewe hang af vir jou en vir my. Het ek waarlik tot bekering gekom? So wat is bekering? Want ek lees in Handelinge 3 vers 19, sê die apostels, kom tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. So wag 'n bietjie, as ek wil hê, dat my sondes, ons almal gebore met 'n sondige natuur, almal van ons is ewe skuldig, ons het dit almal. As ek wil hê my sondes moet uitgewis word voor God, wat moet ek doen? Daar staan, kom tot inkeer en bekeer jou. Hoekom ek spesifiek jou daai teks wys? Dis die mooiste vir my, die mooiste woord, skrifwoord, Bybelteks in die hele Bybel wat 'n bekering omvou. Want daar word 2 woorde gebruik. Kom tot inkeer, metanoë,
En epistrepo, bekeer julle. So jy het al twee woorde, kom tot inkeer en bekeer jou. Nou as jy nie weet wat die woord inkeer beteken nie, dan gaan ek nou vir jou sê. Inkeer beteken, ek kom tot myself. Nee. Dis soos toe ek my hartaanval gekry het 3 weke gelede en ek staan en kyk in die spieël en ek kyk na myself en ek sê, jy's besig om my hartaanval kry, reg? En ek antwoord ja. En ek praat met myself. Jy kom tot jouself. Ander woorde, jy praat met jouself. Jy kom tot jou sinne. Jy kom tot die besef, die verstaan van ek is 'n sondaar. Ek het God se vergifnis nodig. I need God. So daai woord verwys wanneer jy vir die eerste keer tot die absolute realiteit en werklikheid kom van ek het God se vergifnis in my lewe nodig. Want ek wil ook gered word. Nou sonder daai besef kan 'n mens nie gered word. You need to understand, I'm a sinner before God and I need His forgiveness. Jy kan nie selfregverdig nou wees nie. En dan die woordjie, wat onthou, wanneer jy tot inkeer kom, is daar 'n sinsverandering. Jy dink anderste as wat jy gister en eergister gedink het. Daar's 'n sinsverandering, 'n denkverandering, denkpatroon het nou verander. Daar's 'n gedagteverandering. En dan, om dit te weet, kan my nie red nie. Ewen al weet ek dit. Al weet ek is 'n sondaar voor God, en al sê ek is 'n sondaar. Dit kan my nog steeds nie red nie. Want die woord is, en bekeer jou. En bekering, epistrefo, het te doen met, ek draai om. Dis 'n lewensomkeer. Dit is soos, ek is nou oortuig deur die Here, dis wat ek is, en dis wie ek is, en nou draai ek na God toe. Nie weg nie, ek draai na hom toe. So ek draai tot die Here. Ek wend my tot die Here. Wanneer dit gebeur, en ek draai na God toe, kan ek nie voorbarig wees nie. Ek kan nie kom met selfregverdigheid nie. Ek kom met berou, met belydenis. En ek sê, Here, ek het teen U gesondig. Ek het verkeerd gedoen. Vergewe my. Ek is jammer. Dis hoekom die woordjie berou beteken eintlik ook om 'n najammerte te hê. Ek is jammer, Here. Vergewe my. Ek het berou. Dis nie soos, jy weet as die polisieman uitspring, né? Stop! Onmiddellik is jy spyt, né? Jy sê dit op vir hom, né? As jy jou aftrek en jy sê, meneer, ek is so jammer, jy sê jammer om het, oor wat jy eintlik gedoen het nie, jy is jammer omdat jy gevang is. Want as jy dit nie gedoen het nie, was jy nie jammer en jy het aangehou met aanry met jou eie spoed. Maar skielik is jy jammer. Jy is eintlik jammer want jy is gevang. So, ek praat nie van daai jammerte nie. Ek praat van, want ek weet ek is verkeerd. Ek het gesondig teenoor die Here en ek het sy vergifnis nodig in my lewe, want ek is 'n sondaar. So vir my, ek het altyd vir my Bybelskoolstudente gesê, vir my die beste voorbeeld in die hele Bybel. As jy nou vir my sê, maar wys my nou so 'n voorbeeld in die Bybel wat dit nou met iemand gebeur het. Vir my, ek praat nou vir myself. Daar's geen beter plek vir my as Lukas hoofstuk 15 nie, want hy het al die woorde is daar vir jou wys. Al 3 is daar. Wat 'n ware bekering konstateer. Is almal daar. Dan hulle vir jou wys. Hier staan hulle. Daar hy vertel hier's 'n gelykenis in Lukas 15 'n paar hoofstukke terug en hy sê die man het verlang toe hy by die varke sit, hierdie verlore seun, want hy het sy goed gevat en gewaai in 'n ander land. En hy het daar by die varke gesit en nou sê die Bybel
Dit gaan so sleg met hom, hy verlang om die kos te eet van varke. Nou, dan gaan dit baie sleg met jou, right? As jy sit, en jy kyk na 'n klomp varke, wat daar in die modder rondploeg, en die gemors in die grond, en hulle eet lekker gulsig, en jy wens jy kon soos hulle geëet het, dan gaan dit sleg met jou. En dis waar hy is, gaan baie sleg. Hy het verlang om sy maag te vul met peule wat die varke eet, maar niemand gee dit vir hom. Hy dink, die varke kry kos, ek kry nie eens kos nie. Ek is honger, hulle eet. Nou staan daar, en terwyl hy daar sit, sê vers 17, en hy het tot homself gekom. Daar is die inkeer. Daar het jy dit. Presies net daar. Toe hy daar sit en hy kyk na sy situasie en hy dink aan sy pa en almal wat daar by die huis is en hoe lekker hulle eet en sy broer is daar en hulle hou partytjies en hy weet sy pa het lammertjies en hy weet hy het skape en daar's kos en daar's bediendes en hulle maak lekker etes en hier sit hy in 'n ander land en hy vergaan. Die Bybel sê vir die heel eerste keer begin hy dink oor wat ek in my lewe aangevang het. Nie voor dit nie, want die Bybel sê hy het die goed met die hoere deurgebring, hy het alles opgemors wat hy by sy pa, hy het ons sy pa sê, gee my deel, sit hy dit in geld om. Kan nie goed saam met opvat. Hy het dit in geld omgesit. Toe vat hy die geld, toe waai hom ons. Daar het hy alles geblaas. Daar's nou niks meer oor, niks. Nou daar sit hy. En vir die eerste keer vra hy homself af, wat dink jy het jy gedoen? Hy het tot homself gekom. Dis inkeer. En hy's like, hoe het ek in hierdie ding beland? Wat het ek gedoen? En hy sê, die mense wat vir my pa werk, daai huurlinge, hulle het oorvloed van brood. Hulle eet. Hulle eet die lekkerste kosse wat oorbly en ek vergaan van honger. En hy sê vir homself, ek sal opstaan en ek sal na my vader gaan. En ek sal sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie werd om U seun genoem te word nie. Maak my net soos 'n huurling hier by die huis. Ek sal tevrede wees. Hy neem 'n besluit. Sy besluit is, ek sal opstaan. Want dis wat by bekering gebeur. Is when you make a decision, wanneer jy besluit, ek gaan nie in hierdie situasie bly nie. Ek gaan opstaan, en ek sal na my vader toe gaan. Jy kan maar gaan lees, die volgende vers sê, en hy het opgestaan. Sien, omgedraai. Van die vark af. Dis epistrepa. Bekeer. Omgedraai. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Hy het sy trots in sy sak gesteek en hy het al die pad teruggegaan na sy vader se huis toe. So verstaan jy wat is 'n bekering? 'n Bekering is ek besef en ek doen iets aantrek. Wat is die iets wat ek doen? Ek staan op en ek gaan na die Here toe. Dan moet jy iets doen. Dis nie goed genoeg om te sê, okay, ek weet wat is my situasie, en tweedens, ek sal na die Here toe gaan. Wat gaan jy doen as jy by die Here kom? Wat maak jy dan? Jy kan nie vol bravade wees nie. Jy kan nie vol van jouself wees nie. Wat gaan nie by die Here aan nie? Jy het mos gesien wat het gebeur met die fariseer en die tollenaar. Ek dank U, ek is nie soos ander mense. Ek doen nie dit, ek doen nie dat, en ek maak so en so. Julle ken mos die storie. Nee, daar staan, hy sê, Vader, ek het gesondig. Ek het gesondig. Teen die hemel en voor U. Ander woorde, berou. Hy vra vergifnis. Hy sê, ek is jammer. Nou vriende, as jy nie in jou lewe, jy my vandag hoor, as jy nie in jou lewe al op daai plek was, en jy in die moeilikheid, ek gee nie hoe lank jy in die kerk is, ek gee nie eens om of jy lidmaat van die kerk is of nie, ek gee nie eens om of jy gedoop is of nie. Vir my, ek het nie 'n saak
met daai goeters, as dit by hierdie ding kom nie. Want as jy nie hier begin nie, was jy nooit by die begin nie. Jy val nie by die hemel by 'n venster in nie. Jy gaan nie by 'n sykant inkom. Daar's net een manier om in die hemel te kom. Die Bybel sê, Jesus sê, jy kan nie in die koninkryk van God ingaan tensy jy wedergebore is nie. En wedergeboorte wat net God alleen kan doen, deur my gees lewend te maak en my siel te red, dat ek die ewige lewe het, my naam in die boek van die lewe, kan alleenlik gebeur wanneer ek tot inkeer en bekering kom en na God toe gaan en my sondes bely. Ek praat nie van as kind van die Here, jou sondes bely jou hele lewe deur. Ons praat mos nie daarvan nie. Ek praat nie van jou wandel met God nie. Ek praat van die dag van jou waaragtige bekering, wanneer jy tot insig kom en jy weet, jy het redding nodig. Die Here moet my naam skryf in die boek van die lewe. Ek is verlore, ek het die Here waarlik nodig. Daai aksie, daai handeling, daai gebeurtenis, sê ons gewoonlik as Pinkstermense, dan sê ons, ek het tot bekering gekom. Wat ek eintlik bedoel is, ek het besef weer wat ek is, ek het die Here nodig gehad, ek het my hart vir die Here gegee, en ek het bely teenoor die Here, en ek het Jesus in my hart. So ons gebruik 'n woordjie gewoonlik, dan sal ons vir mekaar sê, daai persoon, hy moet nog tot bekering kom. Nee, so wanneer jy sê, daai ou, hy kort 'n bekering, right, dan bedoel ons eintlik, daai ou, hy moet nog eers agterkom wie hy is, hy het die Here nodig. Dan moet daai ou nog by die Here uitkom, hy moet nog omdraai Here, dan moet hy nog bely. Maar daai hele ding, daai hele proses, omskryf ons deur net te sê, hy het 'n bekering nodig. Het jy 'n bekering nodig? Het dit al met jou gebeur? Want as dit nie gebeur het nie, is jy in die moeilikheid. Ek wil dit nie eintlik vir jou vertel nie, want dis eintlik nie 'n mooi storie nie. En ek kan nie name gebruik nie, want julle ken die mense met wie dit gebeur het, van julle. So ek moet versigtig wees ek dit nou wil verduidelik, maar ek dink as ek jou die storie vertel, sal jy presies verstaan wat ek bedoel. There will be no doubt in your mind. Want ek het vir die Here gesê, ek weet nie hoe lank hierdie tikkertjie van my gaan hou nie. En ek kan môre weg wees. So ek wil nie tyd mors nie. As ek nou iets wil sê, wil ek dit nou sê, sodat dit gesê is. So ek en 'n vrou, sy was in my Bybelskool. Man het baie keer dit bygewoon. Hulle kom van 'n ander kerk af. Ek wil ook nou nie die kerk se naam noem, maar dit is een van die groot algemene kerke in Suid-Afrika. Dis nie 'n Pinksterkerk nie. En sy het hier aangekom. En die Here het saam met ons gedien vir 'n hele paar jaar. En toe sy sterf in Durbanville Hospitaal, het ek en 'n man by die bed gestaan. Hy het my laat kom. Ek was by hom. Toe sterf sy. En ek is bly dat ek en hy kon afskeid van haar neem. En hy het gebid, ek het gebid. En hy is 'n man wat werk met pasiënte, so hy weet wanneer is iemand dood. En het ons afskeid geneem. En ons het 'n tyd in die vertrek vertoef na haar dood. En voor ek en hy uitstap, toe begin die voete van die laken beweeg. En ek en hy is like, what? Hy het haar pols gevoel, alles. En hy is like, Raymond, sy lewe, sy's terug. Nodeloos om te sê,
terwyl ek gebid het daar iets gebeur in my hart teenoor hom en haar, want ek ken hulle. Lang storie kort. Sy word uit die hospitaal ontslaan. Die Here bring haar uit die dood uit terug. En hy is my getuie, hy leef nou nog. Hy het met my verlede week my kom sit en gesels. Ek het in sy oë gekyk. En ek kry telefoonoproep en hulle sê, sy wil my sien, sy is in die bed by die huis. Sy is besig om aan te sterk na alles wat met haar gebeur het. En ek gaan sit by haar bed. En sy sê vir my hierdie woorde. Was voordat ek 'n dokter geword het in teologie, so los daai stukkie maar uit. Sy sê, pastoor, jy het my geleer, as ek sterf, as 'n kind van die Here, gaan ek paradys toe. Ek was in die doderyk. En sy huil haar stikkend. Wat ek gesien het en beleef het, Here my God, en sy's in trane. Ek sit van kyk, maar ek weet presies wat gaan aan. Maar ek laat haar praat. I know exactly what's going on. Dis nie my eerste keer nie. Ek het 'n paar keer met hierdie goed al gedeel in my lewe. So as jy wil weet, kom sit, dan vertel ek jou. Maar dis nie nou die tyd en plek om dit te doen nie. Hier is die storie. Toe sy klaar is, en haar vraag aan my is, hoe kon die Here toelaat dat ek gesterf het en ek het doodryk toe gegaan en nie na die paradys in die hemel? Why? Dit kan sy nie verstaan nie. Ek sê van, ja, ek kan dit verstaan. Ek weet presies wat gebeur het. En hulle altyd sê, wat? Toe sê ek, jy het 'n kopbekering gehad, nog nooit 'n hartsbekering nie. Ek sê, jy kom van 'n ander kerk af. En jy het gedink, omdat jy maar hier lidmaatskap het, en dit en dat, en jy luister na my, en jy woon die goedjies by, en jy lees die Bybelstudie goed, jou fine. Sy het nog nooit waaragtig, met diepe berou, jou sondes teenoor hom bely. Jy het nog nooit tot 'n waaragtige inkeer gekom, 'n waaragtige bekering met bly. That has never happened in your life. En sy erken dit toe. En ons doen dit net daar. En sy maak haar saak met die Here reg, soos sy dit hoort te doen. And she lived for a very long time after that. En jare daarna, toe het ek en hy haar afskeid van haar geneem. So ek wil nou vir jou iets sê. Ek vra nie, ken jy die Bybelse storie oor Jesus nie? Dis nie die vraag nie. Ek vra nie, weet jy van die Bybelteks wat praat van die man wat aan die kruis gesterf het met die naam van Jesus nie? Dis nie wat ek vra nie. Ek wil afsluit deur vir jou die vraag te vra. Het jy waarlik teenoor daai man van wie ons nou praat, Jesus Christus, met hartgrondige berou, met trane in jou hart, met werklik met 'n emosie en met najammerte vir hom gevra, Here, ek vra U, vergewe my sondes en red my siel. Met jou hart, nie met 'n kopgebed nie, net 'n gebedjie opsê nie, en dink is fine nie. So vriende, wat ek vir jou net wil sê is, vandag het ek vir jou gesê wat die Bybel sê. Jy moet nooit ooit omdraai en vir die Here sê, my pastoor het my dit nooit vertel nie. Okay? Vandag sê ek vir jou, met al die liefde wat in my hart is, as jy in die hemel wil wees eendag, you have to make very, very sure dat jy het gedoen wat die Bybel sê. Die Bybel sê, bekering en vergewing van sondes in sy naam aan mense verkondig. So, nou wil ek vir jou sê, die Here sal jou red. Die meeste van ons, hy het ons gered. Hy wil ons red. Dis hoekom Jesus gesterf het. Dis die rede hoekom hy dit gedoen het.
God is nie selfsugtig daaroor nie, hy wil dit nie terughou nie, hy wil dit nie vir sekere mense gee nie, hy gee dit vir almal wat hulle tot hom bekeer. My vraag is net, van ons word groot, maar ek het in die kerk groot geword. Ek is ingeseën as 'n baba, en ek het my laat doop, of ek het gekatkeseer, of ek kom deur die Sondagskool, en ons is almal kinders van die Here, en ek sing saam Sondag. That's not my question. Ek sluit af met hierdie woorde. Ek wil jou vra, het jy gedoen wat die Bybel sê? En die Bybel sê, jy moet jou bekeer tot die Here. Om dit te doen, daar 3 goed met my gebeur. Ek moet erken ek is 'n sondaar, ek moet my na hom toe wend, na hom toe gaan, en ek moet hom vra met berou vergewe my. Verstaan jy wat ek sê? Dit is 'n waaragtige bekering. Dit lei tot 'n en wanneer jy dit doen die Here wat geen mens kan doen nie. Voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Dan doen God die werk van wedergeboorte. Skryf jou naam in die boek van die lewe en hy verseël jou. Hoekom? Wie in my glo, het die ewige lewe. Dis die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Wie die seun van God het die lewe, wie die seun van God het nie die lewe nie. So, dit het geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, dat julle kan weet dat julle ewige lewe het. So dis 'n baie eenvoudige ding. Dit is nie kompleks nie. 'n Kind kan dit verstaan, 'n volwassene kan dit verstaan, of jy jonk of jy oud is, kan jy dit verstaan. My vraag net vandag is, was jy al by daai plek in jou lewe? That's my question. Simple question. Kom ons bid saam. Kom ons buig almal ons hoofde. Ons sluit ons oë toe. Wat ek vandag gesê het, as jy dit nog nooit gedoen het nie, en jy wil dit vandag doen, dan wil ek jy met jou hand opsteek. Baie dankie. Dankie. Wel, oral staande. Dankie. Gemeente, sluit julle oë, bly in gebed. Het vanmôre baie hande opgegaan. Almal van julle wat julle hande opgesteek het, sonder om te twyfel, staan net op daar waar jy is. Staan net op. Maak saak wat jou vrou of jou man of die mense om jou dinkie, niks met hulle uit te waai nie. Staan net op, net daar waar jy is. Almal van julle. As jy voel jy wil opstaan, staan op, want ek gaan nou vir hulle bid, en hulle gaan saam my bid. As jy wil in die gebed ingesluit wees, dan moet jy opstaan. OK? Jy kan jou vrou se hand vat, as jy wil. Ek wil hê daar waar jy staan, hierdie is tussen jou en die God van die hemel. Dit sal altyd op jou boek wees, wat vandag gebeur. Ons is getuies, God is getuie. Ek wil hê daar waar jy staan, moet jy saam met my bid. Here, dankie vir vanmôre. Jy kan dit hardop bid, né? Dankie Here dat ek vandag na U toe kan kom. Vergewe my, Here. Vergewe my waar ek verkeerd gedoen het. Vergewe waar ek teen U oortree het, waar ek U hart gebreek het. Ek is jammer. Ek kom na U toe met 'n uitroep in my hart. My God, red my siel. Red my vandag in die naam van Jesus. Skryf my naam in die boek van die lewe, dat ek verseker kan weet ek het die ewige lewe ontvang.
U woord sê, as ek in hom glo, u seun, en ek bely en ek hom aanvaar as my saligmaker, en ek hom aanneem as my verlosser, dan kan ek 'n kind van God word. Dankie dat die Heilige Gees nou in my plaas, en u maak my 'n kind van God. Vandag verseël u dit. Ek dank u, Here, dat hierdie boodskap van Jesus daardie aand aan sy disippels, dat dit my vandag bereik het. Die Christus het gelei, hy het gesterwe, hy is begrawe en hy het opgestaan. En hy lewe. En sy bloed het betaal, sodat ek my vandag tot u kan wend. Dankie, Here, dat ek tot inkeer en bekering kom, en ek met berou u vergifnis in my lewe kan ervaar. Sê u woord dan nie, as ons met ons hart glo en met ons mond bely, sal ons gered word. Here, ek glo met my hele hart en ek bely met my mond. In die naam van Jesus. En al die kinders van die Here sê, Amen.